Hoe nader jy die skepper van hemel en aarde? Kan 'n mens werklike verhouding met die lewende God hê? Wel, die Bybel leer vir ons iets baie besonders. Ja, in Levitikus 1 tot Levitikus 5 sien ons dat mense God deur verskillende offers kon nader. En hierdie offers was nie net rituele nie. Nee, hulle wys vir ons vandag nog 'n dieper geestelike waarheid. En die eerste offer was die brandoffer. En dit leer ons van 'n hart wat Abba Vader nader en sê, Here, my hele lewe behoort aan U. Die tweede offer was die graanoffer. En dit het gewys dat alles wat 'n mens het, uiteindelik van ons Vader afkom. Ons werk, ons voorsiening, alles wat ons besit. Vandag beteken dit ons kan Vader nader en sê, Here, niks in my lewe is belangriker as U nie. Maar daar was ook nog 'n derde offer, om Vader te nader met die dankoffer. En dit was nie 'n verpligting nie. Dit was 'n vrywillige reaksie van 'n hart wat oorloop van dankbaarheid. En dit bring 'n eenvoudige maar diep vraag. Waarvoor is jy vandag dankbaar? Wanneer laas het jy vir Vader gesê dankie? Ons neem so baie dinge vanselfsprekend. Ons asem wat ons inasem in ons longe, mense in ons lewens en Vader se genade wat elke dag nuut is. Jy sien, die dankoffer het gewys dat daar vrede en herstel tussen die Skepper en die skepping is. En wanneer ons hom eerste stel, bring hy sy vrede, sy shalom vrede in ons lewens. Dit beteken nie daar is geen storms nie, maar selfs in die storm kan daar hierdie innerlike vrede wees. En wanneer ons volgens Vader se wil vir ons lewens begin leef, verander hy hoe ons na mense kyk. Ons begin mense sien soos hy hulle sien. Jy sien, Abba Vader vra nie dat ons vandag 'n dier moet offer nie. Hy nooi ons om met 'n dankbare hart hom te nader, om verhoudings te herstel en ander te dien, net soos Jesus gedoen het toe hy sy disippels se voete gewas het. Die vraag is, wanneer laas het jy gestop en vir ons hemelse Vader dankie gesê? Want sien, 'n hart wat ons Skepper met dankbaarheid nader, is 'n hart wat werklik naby aan hom leef.